Goeiemiddag, op 'n sonnige dag hier in Villiersdorp in die pragtige Wes-Kaap. En ek hoop jy gaan nou struikel oor my leeuhempie wat 'n goeie vriend in Engeland vir my gegee het nie, toe die leeu's laaste in Suid-Afrika was tydens COVID. Maar ek gaan in mooi Afrikaans vir julle probeer verduidelik waaroor die evangelie van Jesus Christus werklik gaan. Hoopelik die begin van 'n reeks met kort kragtige boodskapies of kort pittige boodskapies rondom wat hierdie vraag, wat is die evangelie van Jesus Christus? Evangelie beteken letterlik goeie nuus. Waaroor gaan hierdie goeie nuus? En verkondig ons goeie nuus of verkondig ons dikwels bietjie goeie nuus, bietjie slegte nuus? Verkondig ons suiwer goeie nuus of verkondig ons voorwaardelike goeie nuus of 'n mengsel van goeie nuus en reëls en regulasies? Ek wil begin deur te sê, ons moet verstaan wanneer ons met die evangelie te doen het, wanneer ons die Bybel lees, wanneer ons na Christene luister, dat daar 'n sterk Griekse filosofiese invloed was op ons evangelieverkondiging. Ongelukkig. Veral danksy manne soos Thomas Aquinas, briljante manne in hulle eie reg, briljante filosoof gewees, maar Aquinas het veral die Rooms-Katolieke teologie baie sterk beïnvloed, en aan die Lutherse protestantse kant het Augustinus weer, die ou kerkvader, geweldige invloed gehad. Maar beide hierdie manne is ongelukkig beïnvloed, lyk dit vir ons, sterk beïnvloed deur die Griekse filosofie. Hulle was ook goeie studente van die Griekse filosofie, en dit lyk asof hulle probeer het om die Christelike waarhede te trou, te meng met die Griekse filosofie. So die Griekse lewensuitkyk sou God altyd beskryf, soos Plato en Aristoteles in hierdie mense, as 'n verre wese, as 'n baie heilige, anderwêreldse wese, wat forensies, juridies, suiwer, perfek is, eintlik so perfek dat hy nie met die mens kan en met vlees. Daarom het daar ook die skeiding kom tussen gees en vlees. Alles wat geestelik is, verwys na die hemel, is wonderlik, en alles wat vleeslik is sonde. Die sogenaamde gnostisistiese wêreld en lewensbeskouing. In die Griekse lewensuitkyk ook, of in die Griekse filosofie, is enige verhouding wat die mens met God mag hê, baie transaksiegerig. Dis 'n transaksie, en daar's so groot gaping, dat die mens moet deur verskeie sfere as ware opbeweeg het, in terme van sy heiligheid, om daarom 'n verhouding soort van met God te hê. So in die Christelike godsdienst is nou geword dat hierdie geweldige gaping tussen God en mens is daarom oorbrug deur Jesus. So Jesus kom tussen ons en maak dit vir ons moontlik om 'n verhouding met God te hê. Terwyl die Hebreëse benadering, lewensuitkyk, baie meer verhoudingsgerig is. Baie meer gaan oor eenheid. So kom ons kyk bietjie, ons gebruik bietjie Johannes 1 vanoggend of vanmiddag, net om die verskil in hierdie twee benaderings aan die uit te wys. Johannes 1 vers 1 tot 3 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Nou reg hier in vers 1, is daar duidelike, as jy die Grieks mooi lees, met die woordjie pros daarin, en die woord was by God, beteken die woord was op 'n baie spesiale manier by God, baie intiem, dis 'n aangesig tot aangesig. Nou hier kan jy jou eie gedagtes laat gaan, wanneer ek praat oor intimiteit en aangesig tot aangesig. Daar's diepe verhouding tussen God, die Vader soos ons hom nou ken, en God, die Logos, die woord. Die Grieke terloop sê die woord Logos, en Johannes het daarbey aangesluit, want die Grieke het Logos gesien as die rasionele beginsel, wat aan die basis lê van alles wat geskep is, van alles wat bestaan. Nou Johannes sluit hierby aan, maar dan kom hy en hy gee 'n nuwe dimensie en 'n nuwe betekenis aan die hele begrip Logos. Hy sê ja, daar is 'n rasionele element daarby, maar daar's ook 'n persoon betrokke. Dis 'n persoon. Die Logos is nie net 'n onpersoonlike rasionele realiteit
filosofie of beginsel. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Daaroor gaan ons later meer sê, ongelooflike diepte wat in hierdie geskrifgedeeltes lê. Dit beteken dat alles kom uit Christus. Daar is nie 'n ander lewe nie as die Logos, as dit wat in hierdie goddelike intimiteit en verhouding bestaan het nie. Maar as 'n mens dan nou die Griekse lewensbeskouing beïnvloed is, of as jy daardeur beïnvloed is, en jy gaan nou verder, en jy begin lees nou in vers 12, iets soos, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Nou vanuit daardie perspektief, hierdie ver af, heilige God, en dat Jesus maar net 'n brug is tussen ons en God, sal jy onmiddellik dan sien, wanneer jy lees almal wat hom aangeneem het, dan sien ons evangeliese uitreikings, ons sien tentdienste, ons sien bekeringsboodskappe, en ons sien hoe dat mense uitkniel en sondaarsgebede aflê. Maar die Griekse woord vir aangeneem daar is die Griekse woord lambano, wat beteken om 'n greep te kry op iets, om begrip te kry, om insig te kry in 'n waarheid. En die waarheid word gedefinieer of uitgespel in vers 13. Dit het niks te doen met 'n persoonlike besluit of 'n sondaarsgebed of my geloof wat nou Jesus aanneem nie. Want dit is my prestasie. Ons moet van die begin af verstaan, die evangelie van Jesus Christus gaan nie oor my prestasie nie. Net sy prestasies. So, wat het hulle aangeneem? Wat het hulle begryp? Hulle het begryp dat vers 13, wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Hulle kom uit verhouding uit. Hulle kom uit intimiteit uit. Dis wat hulle verstaan het. En daarmee sê ek eers vir die totsiens tot die volgende boodskap.